Alright, goeiemiddag. Ek weet nie van waar julle woon nie, maar hier waar ek woon en welkom, dit is 'n lieflike dag. Dit is 'n mooi dag, ek het al 'n paar keer met die kaalvoete buite gaan stap. En man, dit is sommer net lekker. 'n lieflike dag. Nou, ons het nog nie diep geduik in die depressie nie. Ons ry sommer so stadig. Ons vat hom op 'n reis so deur die landskap, 'n bietjie hier en ons vat hom daar. En dan halt ons 'n bietjie en dan begin ons weer dieper praat. Kom ons begin by my verhaal. My verhaal is al plus 30 jaar oud. Ek kan nie eers presies onthou wanneer het my depressie begin nie. Het dit begin in 92, 93, 96. Want sien, ek het vir 19 jaar wat ek 'n loopbaan gevolg op die myn. Na 19 jaar, net so voor 94, in 1992 toe het hulle ons by ons duisende afbetaal op die myne. En glo ons, dit was die voorloper om reg te maak vir die nuwe regering, die nuwe land, die nuwe Suid-Afrika. Ons het dit destyds nie gewees nie, maar nou dat ons kan terugkyk in die verlede, dan sien jy duidelik, daar was 'n spoor wat geloop het. Dit was vir my 'n gatslag. Nie 'n terugslag nie, dit was 'n gatslag gewees, want ek was verskriklik lief vir die werk wat ek gedoen het. Ek was 'n ondergrondse mynbouman en ek het gelewe vir daardie werk. Elke dag was iets anderstes. Daar was nie die een dag soos die vorige dag nie. Dit was nie routinewerk nie. En so het ek in 'n gat verval, sommer binne in 2 dae se tyd. Binne 'n week het ek 'n ander werk gehad, maar dit het beteken dat ek moes uitslaap. Vir my 'n blyplek gekry, die maatskappy vir wie ek gaan werk het, waar ek werk gekry het, hulle het vir my 'n blyplek gekry in 'n hostel, daar naby Kaapstad. Die werk wat ons gedoen het, waarin ek gegaan het, was kontrakwerk. Kontrakteurs wat vir die myn werk doen op kontrak. Ek het gesukkel van die begin af. Ek was nie gelukkig nie, maar ek het nooit geweet dat daardie ongelukkigheid van my was simptomaties van die feit dat dit post-traumaties was. Vandag weet ek nou van hierdie dinge, vandag kan ek daaroor gesels. So het ek van 96 af aangegaan met my lewe, partykeer het dit goed gegaan, ander kere dan was ek in 'n diep gat, maar ek het maar gewerk, ek het deurgedruk, ek het baie nagte deurgewerk, ek het baie nagte nie geslaap nie, en dit was eers hierso so ongeveer by 1999 se koers, waar ek by die dokter uitgekom het en vir hom gesê, iets is nie reg nie. Ek het na my geluister, toe vra ek my, Gideon, as jy seker, jy het nie depressie nie? Toe sê ek vir hom, dokter, nee, ek het nie depressie nie. Toe sê hy vir my, dan is dit reg so, kom ek gee vir jou iets om te drink. Hy het hom op my pilletjies gegee, maar het was nie antidepressante gewees nie, dit was maar pille, soort van, wat bietjie vitamine in het, vitamine B12, neurobeen, en so het ek die werk weer aangepak, die lewe aangepak, gaan goed met my met tye, dan met tye, dan gaan dit glad nie goed met my nie, maar ek werk soos 'n esel. So hier by 2000 se kant, kan dalk 'n jaar of 2 uit wees, ry ek en my vrou eendag hier so op pad Welkom toe. Welkom is so 10-11 kilometers van waaraf ons woon. Ry ons in Welkom toe en ons gaan so by die cricketvelde verby en ek sê vir my vrou, Koekoes, ek voel nie lekker nie. Ek dink ons moet by Dr. Piet uitkom. Iets groots is verkeerd met my. By Dr. Piet gekom, hy het vir my gevra, wat's verkeerd? Ek het hom gesê hoe ek voel. Sê hy vir my, Gideon, hy sê, jy weet, jy het nou al 'n vorm ingevul, ons het nooit jou vorm bespreek nie. Hy sê, maar, hoe voel jy? Ek sê vir hom, Dr. Piet, ek dink ek het depressie. Dr. Piet kyk my so en hy sê vir my, Gideon, dink jy het depressie?
of het jy depressie? Want as jy dink jy het depressie, kan ek jou nie help nie. Maar as jy erken dat jy depressie het, dan begin ons werk met dit. Toe sê ek vir hom, dokter, dan het ek depressie. En van daardie oomblik af het my reis begin in die wete dat ek het jare al depressie, sonder dat ek het ooit besef het. Ek het maar gedink, dis die harde werk, die stres wat daarmee saamgaan, die lang ure wat ek gewerk het, die druk wat ek van die mynbou ouens afgekry het, was 'n wêreld op sy eie, 'n wêreld waarvan ek nie geweet het nie. Maar nou weet ek, daar's 'n naam vir hom en sy naam is depressie. En so het my reis verder gegaan en het my reis my geneem deur die dokters, deur psigiaters, deur hospitale, maar is 'n reis wat ons weer gaan bespreek. Die belangrikste wat ek vir julle wil noem is, ek het my medikasie toegekry op die maandag, het ek my medikasie daardie eerste aand gedrink. Die donderdag sou ons op 'n uitreik gegaan het na Botswana toe. Die oggend wat ons ry, dan drink ons antimalaria pille. Ek het my antimalaria pil daardie oggend gedrink en hierso so by 11:00 se kant toe voel ek, maar iets groots is verkeerd met my. Iets baie groot is verkeerd. 'n Lang storie kort te maak, ek het nie Botswana toe gegaan nie. Ek was nie reg vir dit nie. Ek het 'n vrees ontwikkel wat skrik vir niks nie. Ek was bang vir alles om my. Goed het in my kop begin raas. Ek het net plek gesoek om my eie lewe te neem. Ek het by die apteker gekom, ek het hom gevra of die kanienpille 'n uitwerking op my kan hê, of die antimalaria pille. Hy trek sy boek nader en hy kyk in sy boek. Hy sê, Gideon, jy mag nie daai pil gebruik het nie. Hy sê, kanien en jou antidepressante werk nie saam, hulle werk teen mekaar. Die een tel jou op en die ander een gooi jou in die diepste moontlike vreesagtige gat waaraan jy kan dink. Die Sondagoggend ons in die kerk gesit. My vrou het my gevra, voel ek goed? Voel ek reg? Ek sê vir haar, iets groots is verkeerd met my. Voor die diens klaar is, toe storm ek by die kerk uit en ek begin onder die bome deur hardloop op en af. My vrou kom uit, sy vra vir my, wat is verkeerd? Ek sê, ek weet nie, het voel of monsters my beet het. Dit voel of ek duiwelsbesetene raak. Ek weet nie wat duiwelsbesetenheid is nie, maar dit voel verskriklik en ek het 'n ongelooflike angs. En so eindig ek vir die eerste keer met my depressiereis, wat ek nou nog maar net 'n week van geweet het waarin ek ly, eindig ek in die hospitaal op. Ook die eerste keer in my lewe wat ek met 'n psigiater te doen kry. En dit was my eerste reis wat ek sou begin het saam met 'n psigiater en waar ek sou geleer het en vir my gesê het, depressie is 'n bliksem. En wanneer ek sê depressie is 'n bliksem, dan bedoel ek dit. Hy kan jou bekruip, hy kan jare saam met jou wees, hy verniel jou. Hy het nie gevoel vir jou nie. Hy gee nie om van jou moods nie. Of jy nou op is en jy goed voel, hy gaan vir jou vang. Hy gaan jou inhaal. Sommige van ons veg met depressie sonder dat ons medikasie neem. Dit is soms goed, soms kom jy oor dit, ander mense kom nie oor dit nie, maar hulle bly op 'n lewenstyl wat hulle glo dat hulle kan cope met die lewe sonder dat hulle besef hoeveel skade hulle aan hulle self doen. So volgende keer as ons praat, dan gaan ons bietjie verder gesels oor my reis en ook die simptome wat ek ervaar en dalk is daar van die simptome wat jy erken. Dalk is daar simptome waarvan jy nog nie geweet het nie, maar wat jy nou besef, hoorie maar, ek het ook daardie simptome. Wat ons ook moet onthou is dat my depressie is nie noodsaaklik of nodig dat my simptome is soos wat jou simptome sal wees nie. Ons het nie almal altyd dieselfde simptome nie. Ons simptome verskil van mekaar, maar ons het 'n gemeenskaplike verbinding met mekaar.
Ons kan met mekaar gesels en ons kan weet, ons het vandag swarthond in ons lewe. Ons weet dat ons is nie onsself nie. En ons het 'n naam vir die siekte, ons noem hom depressie. Tot volgende keer, dan gesels ons verder. Mooi dag verder, hoor.